True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Dis net na 5:00 die middag op 3 Januarie 2012. Adjutant-offisier Hendrik Kreer loop in die huis in Modimolle, 'n dorpie in Limpopo. Op 'n tafel in die ingangsportaal kry hy 'n .22 geweer. Naby die geweer is daar 'n foto van 'n glimlaggende Johan Kotse en sy bruid Ina Bonet op hulle troudag. Reg oor die hele foto staan die woorde "Love is like war, easy to start, difficult to end, impossible to forget." Johan Kotse het dit geskryf. Dit was net die begin. Wat adjutant-offisier Kreer daai dag in daai huis sou sien, sou hy nooit kon vergeet nie. Op die eerste vloer 'n verpletterende ma wat aangerand, geslaan en gemartel is, en in haar arms die liggaam van haar 19-jarige seun. Haar man, Johan Kotse, is nêrens te vind nie en 'n reuse polisie soekdog skop af. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hierdie is die ware misdaadverhaal oor die man genaamd die Modimolle monster. Hierdie episode gaan nie 'n maklike een wees om na te luister nie. Dit bevat beskrywings van uiterste seksuele en fisiese geweld teenoor vroue. Dis 'n waarskuwing vir enige persoon wat sensitief is oor inhoud van die aard. Dit was met skok, waar die land geleer het oor die geweld wat hierdie vrou en haar seun moes deurmaak en daarna die talle geheime oor die oortreder wat toe openbaar gemaak is. Dit was asof 'n leeftyd van selfsugtigheid, geweld en haat opgebou het en in een groot golf van verwoesting neergekom het op die Bonet-familie. Navorsing vir die episode kom uit Karen Mond se boek getiteld Love is War. Kom ons begin by die begin. Johan Christian Kotse is in 1961 in Namibië gebore. Sy ma wou hom nie hê nie en hy is deur bure aangeneem en grootgemaak. Maar die buurvrou is dood toe Johan net 3 maande oud was. Sy biologiese pa het toesig van hom teruggeneem en is kort daarna getroud met die vrou wat Johan se stiefma sou word. Die egpaar het ook 2 dogters gehad en 'n sterk band het ontwikkel tussen Johan en sy 2 stiefsusters. Hulle het hom deur sy lewe ondersteun. Sy stiefsuster sou later vertel dat hy as jong seun 'n swak selfbeeld gehad het. Daar's ook gesê dat hy geboelie en name toegesnou is toe hy nog klein was deur ander kinders wat gehoor het dat hy buite die eg gebore is. Hierdie kwessie was in die jare 1960 nog 'n groot stigma. So wat 1000 kilometer van Johan se huis in Namibië af, is 'n dogtertjie in 1969 in Rustenburg gebore. Sy sou die vrou word wie se lewe amper 5 dekades later met Johansen sou saamsmelt en 'n dodelike gevolg sou hê. Sy is in 'n plaasgemeenskap gebore as Livina Swanepoel, maar het haarself later Ina genoem. Ten spyte van die plattelandse lewe waar sy met haar 2 broers groot geword het, was dit altyd haar grootste droom om 'n sekretaresse in die stad te word en om hoë skoene te dra. En sy het dit gehaat. Ina kon dit vir net 'n paar maande in Johannesburg uithou, waar sy gewerk het by die departement van binnelandse sake, voor sy besef het dis nie vir haar nie, en sy teruggetrek plaas toe. Op die ouderdom van 21 ontmoet Ina vir Rex Bonet. Binne die volgende paar jare is hulle seun Konrad en dogter Angelique gebore. In 2004 kom Angelique agter dat Rex 'n buiteegtelike verhouding het, en sy lig haar ma in. Rex en Ina is in 2005 geskei en die kinders het die meeste van die tyd by hulle ma gebly. Maar hulle was na aan hulle pa. Teen daai tyd het Ina 'n baie suksesvolle loopbaan vir haarself uitgekerf in die versekeringsindustrie en het haar eie portefeuillebedryf. Ina Bonet is 'n pragtige vrou met 'n innerlike krag wat uitstraal, selfs al weet jy nie waardeur sy is nie. Ina Bonet se eerste interaksie met Johan Kotse was 'n telefoongesprek in Augustus 2009. Hulle het vir 'n paar weke so gekommunikeer voordat 'n datum te bespreek is vir 'n aangesig tot aangesig ontmoeting. Ina wou Johan eers oor die foon beter leer ken. Hulle eerste in-persoon ontmoeting was by 'n Engen volstasie.
Op daai stadium het Johan nog in Bloemfontein gebly en dit het hom 6 ure gevat om Modimolle toe te ry. Na daardie eerste ontmoeting het Johan die 600 km Modimolle toe en nog 600 km terug elke naweek gery om vir Ina te gaan kuier. Hy was 'n charmante man en het voorgekom asof hy ook suksesvol was. Hy het Ina goed behandel en haar bederf met diergeskenke en reise. Ina was oorweldig deur die wonderlike man wat homself tot haar toegewy het. Haar vriendekring was ook ingenome met hom, altyd 'n ware heer. Maar onder dit als het die manipulering en die beheer gesluier. Johan sê Ina se lang hare lyk slordig en vra haar om dit te sny. Ina het van haar lang hare gehou, maar Johan het nie opgehou met sy aanmerkings nie, totdat Ina na 'n ruk ingee. Toe raak Johan obsessief met Ina se borste. Sy het op haar borste laat opereer tydens haar eerste huwelik, nadat sy haar 2 kinders geborsvoed het. As Johan nie by haar was nie, het hy geëis dat Ina vir hom kaal foto's stuur. Sy wou nie, en het gemeen enige iemand kon haar foon steel en dan die foto's sien. Maar, weer eens hou Johan nie op nie, en op die ou einde gee Ina in, en stuur vir hom 1 kaal foto. Hy reageer deur haar te bombardeer met kaal foto's van homself. Johan het seker gemaak dat hy presies weet wie almal in Ina se lewe is, insluitende almal wat saam met haar werk. Toe hy besluit om die ja-woord te vra, het hy selfs haar kollegas gekry om saam te speel, deur voor te gee daar was 'n funksie wat sy ook moes bywoon. Ina sê nie of sy al reg was om weer te trou nie, maar hoe dit ook al sy, 8 maande nadat sy Johan Kotse ontmoet het, het sy aan hom verloof geraak. Die troue is beplan vir 23 Oktober 2010. Maar toe reën dit so op daai dag, dat hulle die diens moes skuif na dieselfde saal waar die onthaal gehou moes word. Miskien moes dit vir Ina al 'n voorgevoel gee. As die weer nie het nie, het haar huweliksnag wel. Toe hulle by hulle slaapkamer instap na hulle troue, sê Johan vir Ina, sy moet op die bed gaan sit. Toe lig hy haar in, dat hulle huwelik 'n groot sukses sou wees, as sy by die reëls hou, wat hy nou vir haar sou uitlê. Ina is aangesê, dat sy niemand meer mag sien, sonder Johan se toestemming nie. Haar ouers moes 'n afspraak maak as hulle wou kom kuier, en Ina moes Johan se toestemming vra om haar ouers te kon sien. Haar kinders moes van daai oomblik af na Johan luister en nie Ina nie. As hulle iets wou doen, moes hulle hom vra. Die volgende stel reëls het te doen gehad met Ina se voorkoms. Sy het reeds haar hare gesny soos hy dit wou hê, maar dit was nie genoeg nie. Johan eis dat Ina gewig optel, want hy het gereken sy lyk siek. Hy sou ook begin om haar klere uit te kies en voeg by, sy moet meer hemde dra met 'n baie lae halsnek en ook donker jeans, net omdat dit is waarvan hy die meeste hou. Sy moes haar elke dag vir hom presies uitlê, sodat hy ten alle tye geweet het waar sy is. Ina sê sy was geskok oor hierdie skielike 180 grade draai. Die oomblik toe die nuutgetroude paartjie saam intrek, het Johan elke enkele stuk van Ina se meubels verkoop, en selfs al die toestelle in hulle kombuis. Johan verduidelik dis beter as hulle meubels en toestelle het wat hulle saam koop, en hy beloof alles wat hy koop is net soveel hare soos wat dit syne sou wees. Die onafhanklike vrou, wat so goed op haar eie klaargekom het vir 5 jaar lank na haar egskeiding, en wat 'n hele huis vir haarself kon koop en onderhou, het skielik nie 1 stukkie item op haar naam oorgehad nie. Terwyl Ina alles van haar lewe met Johan moes deel, het hy bittermin verklap oor sy doen en late. Ina begin agterdogtig raak, toe Johan die hele tyd op sy selfoon is, en altyd op die foon praat ver van haar af. Ina sukkel. Sy voel dat Johan iets wegsteek. En een aand terwyl hy weg was op 'n sakebesoek, is sy oneerlikheid tot 'n volgende vlak gevat. Hy bel Ina en lig haar in dat sy nuwe lewenspolis afgekeur is omdat hy leukemie het. Ina is heel verstaanbaar geskok, maar sy het ook al bedenkings gehad oor haar nuwe man se eerlikheid en sy gaan grawe 'n bietjie rond. Ina bevestig dat Johan nie leukemie het nie. Hy het dit moontlik gesê omdat hy begin besef het hy was besig om beheer oor Ina te verloor, of miskien wou hy soveel geld moontlik uit haar uitkry terwyl hy nog kon. Wat ook al die rede was vir die leen, dit was die laaste strooi vir Ina.
Dit was in Maart 2011. Na 5 maande van getroude lewe, maak Ina dit duidelik dat sy nie sulke leuns sal duld nie en sy trek uit. Johan spandeer die volgende paar maande om Ina te probeer oorreed om hulle huwelik 'n tweede kans te gee. Hy maak oneindige beloftes en uiteindelik gee Ina in. In Junie 2011 trek Ina en haar dogter Angelique terug in saam met Johan. Terwyl Ina haar goed in die slaapkamer uitpak, kom sy af op 'n boks onder die klerekas. Daar's 5 selfone in daai boks. Elke selfoon het boodskappe op van 'n ander vrou, as ook 'n klomp kaal foto's. Johan verduidelik dat hy die selfone as bewysstukke hou, omdat hy klagtes van seksuele aanranding gelê het teen die vroue. Ina sê nie veel meer oor die kwessie nie, maar sy het wel voortgegaan om haar goed die huis in te trek. Die volgende maand, Julie 2011, vier Johan hulle reunie deur Ina en haar dogter vir 'n naweek te stuur om by haar ouers te gaan kuier. Toe sy terugkom, is die hele huis leeg. Johan was daar, maar hy het elke enkele item en meubelstuk, as ook al die toestelle in die kombuis, verkoop. Ina was natuurlik briesend en eis om te weet wat aangaan. Sy sê vir Angelique om na haar kamer te gaan en die deur te sluit. Johan hou nie hiervan nie en hy begin om Angelique se kamerdeur te probeer afbreek. Op daai stadium is Ina buite haarself van woede en klap Johan deur sy gesig. Sy en Angelique pak hulle klere en wat hulle nog aan die huis kon kry, laai dit in haar kar en gaan slaap die aand in die kamer in die plaaslike skoolkoshuis. Ina was klaar met Johan kotse. Sy kon nie langer sy leuns en manipulering duld nie. Hy het ook al hoe meer gewelddadig geraak en sy gedrag daai aand het haar bang gemaak. Sy vrees oor wat Johan sou doen as hy by haar dogter se kamer sou kon inkom. Op sy beurt gaan Johan Kotse die volgende dag polisie toe en vra vir 'n beskermingsbevel teen Ina, omdat sy hom die vorige aand aangerand het. Ina het geen probleem gehad met so 'n bevel nie, want sy wou Johan in elk geval nooit weer sien nie. Sy en haar kinders trek in 'n woonstel in Modimolle. Hulle het geen meubels gehad nie, maar sy sê sy het nie omgegee nie. Sy was net tevrede om van Johanna weg te kom, en sy sou vir ewig op daai vloer sit as sy moes. Ina se seun Conrad het sy tyd verdeel tussen sy pa en sy ma en hy was verlig dat Ina finaal die giftige verhouding beëindig het. Hy wou hê sy ma moes weer gelukkig wees en het nooit van Johan Kotse gehou of gemaklik in die man se geselskap gevoel nie. Johan se wyse van dissipline deur lyfstraf op sy stiefkinders toe te pas, het Conrad dwars in die krop gesteek. Intussen het Johan niks verkeerd daarmee geag om sy eie beskermingsbevel teen Ina te oorskry nie. Hy het uitgevind waar sy bly en sou by tye uit die bloutyd opdaag. Hy het haar ook agtervolg oral waar sy gegaan het. Tussen Julie 2012 en Januarie 2013 het Johan vir Ina 154 keer gebel en al 184 boodskappe na haar selfoon gestuur. Ina se ouers het ook nooit van Johan gehou nie en in die paar maande het Johan en Ina se pa handgemeen geraak. Johan het Ina se bejaarde pa so erg geslaan dat hy mediese hulp moes kry. En toe ry Johan polisie toe en lê ook 'n klag van aanranding teen Ina se pa. Daar word vertel dat Johan ooggetuies omgekoop het om te vertel dat hy die slagoffer was en dat Ina se bejaarde pa hom aangeval het. In November 2011 daag Johan weer sonder uitnodiging by Ina se huis op. Hy vertel vir haar hoe hy 'n huis by sy vriend Dirk van der Merwe sou huur en dat hy dit sou omskep in die mooiste huis in Modimolle. As Ina maar net toe besef het wat daai verklaring van Johan regtig sou beteken. Dirk van der Merwe en sy vrou Vivian was vir jare lank vriende van Johan. Van der Merwe onthou hoe Johan hom eendag gebel en gevra het of sy huis in Modimolle nog te huur was. Daar was egter langtermyn huurders in die huis en Dirk sê vir Johan hy is jammer, maar die huis word uitverhuur. Maar wonder bo wonder, slegs 24 uur na daai gesprek gee Dirk sy huurders skielik kennis dat hulle uittrek. Dit was nooit bewys dat Johan wel betrokke was by die besluit deur die huurders nie. Maar ons weet wat Johan Kotse wou hê, het Johan Kotse gekry. Kersfees 2011 het nader gekom en Johan trek aan Ina se hartsnare om haar te kry om vir hom jammer te voel.
Sy het klaar planne met haar kinders gemaak. Haar seun Conrad het ook een van sy maats en die se pa oorgenooi vir Kersfees. Die twee was al vir baie jare lank goeie vriende en die seun se pa was 'n familievriend toe Ina nog met Rex getroud was. Die groep spandeer Kersdag by 'n oord en ry daarna na die pa se huis omdat dit nader was as Ina se woonstel. Ina en Johan was lank nie meer saam nie en sy het vir hom duidelik gemaak dat dit die einde was van hulle huwelik. Maar dit het nie beteken dat Ina in 'n ander verhouding was nie en sy het dit later duidelik gemaak dat daar geen fisiese kontak was tussen haar en die seun se pa nie. Maar Johan het 'n ander storie vertel. Hy het beweer dat hy Ina daai aand agtervolg het en hy het gesien hoe sy die man 'n drukkie gee. Toe voeg hy by, hy het haar ook agtervolg na die man se huis, waar hy glo sou toesien hoe die man Ina se borste geliefkoos het. Dit was net daar, sê Johan, wat hy geestelik begin agteruitgaan het en dit was die oomblik wat gelei het tot wat volgende sou gebeur. Ina het druk op Johan gesit om hulle egskeiding te finaliseer, so toe hy haar bel op 3 Januarie 2012 om te sê hy wil met haar praat, het sy gretig ingestem. Natuurlik in die hoop dat sy die nuwe jaar sou kon afskop met die wete dat sy finaal van Johan Kotse geskei is. Hy wou hê dat sy 10:00 die oggend by sy huis moes wees, maar sy het 'n paar dinge gehad om op kantoor te doen en sê 2:30 die middag werk beter vir haar. Die twee stem in op daai tyd. Nadat hy met haar gepraat het, is Johan by sy huis uit en hy gaan laai 'n groep mans op by die volstasie. Hy het reeds met een van hulle Andri Sitoli gereël om 2 ander te kry om Johan te help met sy plan vir die dag. By die volstasie kry Johan vir Andri Sitoli, Pieter Moklake en Selim Parker, waar hulle by 'n taksibestuurder staan en wag. Johan betaal die taksibestuurder wat die 3 van Hammanskraal af gery het en hulle klim in Johan se bakkie in. Hy vat hulle na die winkel toe naby sy huis waar hy vir hulle gekookte kos koop en hy koop ook sigarette vir Sitoli. Die 3 gaan sit onder 'n boom en eet hulle middagete voor almal terug is in Johan se bakkie. Maar daar was nog een laaste stop wat Johan moes maak voor hy kon huis toe ry. Hy stop by 'n Pep Stores winkel en al was daar later teenstrydige berigte oor wie die aankope sou maak, weet ons dat die bakkie daar weggery het met 3 bakkies suikerse. By Johan se huis kry die 3 loswerkies om te doen. Hulle moes palmbome oorplant. Wat jy nou volgende gaan hoor, is Ina se beskrywing van wat daardie middag gebeur het. Ina Bonet het sowat 2:30 die middag van 3 Januarie 2012 by Johan Kotse se huis in Modimolle aangekom. Sy sê hy was baie kalm en baie joviaal. Hy lei haar na die buitetafel waar hulle vir 'n rukkie gesit en gesels het. Maar sy voel na ruk dat die gesprek nie na 'n punt toe gaan nie en hulle het nie eintlik gepraat oor hulle verskille ten opsigte van die egskeiding nie. En sy het haarself begin vererg. Sy staan op om te ry. Maar Johan keer haar en sê sy moet 'n boks met haar besittings in sy slaapkamer gaan haal. Dit was vir haar eienaardig omdat sy nooit in daai huis saam met Johan gebly het nie, maar sy wou die besoek net oor en verby kry, so toe loop sy by die huis in die rigting wat Johan aandui. Die twee stap by die hoofslaapkamer in. Ek moet nou waarsku, dit wat jy gaan hoor, beskrywings bevat oor die seksuele aanranding en marteling van Ina Bonet. Die skrywer het oorspronklik getwyfel of dit nodig is om die beskrywings in te sluit. Maar Ina, haarself, was braaf genoeg om dit met die hele wêreld te deel en te vertel wat Johan Kotse aan haar gedoen het. En mens moet dit vereer. Ina sê, toe sy die kamer instap, was daar 'n handdoek op die bed met 'n paar muntstukke daarop. Toe Johan die handdoek optel, val die klein geld op die houtvloer en maak 'n geraas. Ina glo, dit was die teken vir Johan se medepligtiges om in te kom. Hy gooi die handdoek oor Ina se kop en stoot haar dat sy op die bed val. Toe die handdoek van haar kop afgeruk word, staan 3 mans daar. Sitoli, Mpaka en Moklake, met sy kouse oor hulle koppe, om die bed. Johan gee sy bevele in Afrikaans en Sitoli vertaal dit vir die ander 2. Ina se hande is agter haar rug vasgebind en haar mond is met kleefband toegeplak. Al 4 die mans het daarmee gehelp. Sitoli het aanvanklik probeer om Ina se mond met net 1 laag kleefband toe te kry, maar dit het bly breek
En toe is sy geduld op en hy draai die kleefband verskeie kere om haar hele kop en gesig, totdat dit nie net haar mond is nie, maar ook 'n deel van haar neus wat toegeplak was. Sy het net 'n klein gaatjie gehad waaruit sy kon asemhaal. Johan gee deurentyd instruksies wat hy wil hê die mans moet doen. Hou haar bene vas, maak haar vas. Toe vertel hy vir Ina dat sy deur die bende verkragt gaan word en dat sy haarself nou daarvoor moet voorberei. Ina sê, Johan het begin sê dat sy hom verneek het, en die was haar straf. Ina het geen idee gehad waarvan hy praat nie, en sy kon haarself nie verdedig nie, sy het net haar kop wild van kant tot kant begin skud. Tydens die aanval op haar, het Johan die heeltyd van gesê, as hy 'n vrou los, pleeg sy of selfmoord, of sy eindig op in 'n instansie vir geestesversteurders. Ina sou later uitvind dat dit iets was wat hy deur die jare vir baie mense vertel het, wanneer hy was spog oor die vroue wat hy al gehad het. Toe Johan die term bendeverkrachting noem, het Ina skielik 'n gesprek onthou wat die twee van hulle gehad het, kort nadat hulle begin uitgaan het. Johan het haar gevra wat haar grootste vrees was, en Ina het geantwoord om deur 'n bende verkragt te word. Terug by wat besig was om met haar te gebeur, sien Ina Johan het 'n geweer in sy heupband, en hy het dit met tye uitgaan en op haar gerig. Heel moontlik, net sodat hy die vrees in haar oë kon sien. Maar die wapen wat hy volgende opgetel het, was egter baie meer vreesaanjaend. Hy beveel die mans om Ina se klere uit te trek, haar broek af te trek en haar hemp oop te maak, sodat hy haar borste kon sien. Toe tel Johan Kotze 'n knyptang op. Hy knyp Ina se linkertepel vas en ruk dit af. Johan vat naels en druk dit in die vlees van haar regterbors. Hy druk totdat bloed by haar vel uitkom. Met 'n skêr begin hy klosse van Ina se hare afsny. Die knyptang druk hy in Ina se anus op. 'n Metaal voorwerp van sowat 25 cm lank, wat Ina nie kon uitken nie, het hy in haar vagina ingedruk. Hy gooi 'n emmer met ijskoue water oor haar en knik sy kop vir die mans wat staan en wag om haar te verkrag. Setoli het Ina eers verkrag, gevolg deur Moglake en toe Mpaka. Ina se Mpaka kon aanvanklik nie 'n ereksie kry nie, maar het uiteindelik daarin kon slaag om haar ook te verkrag. Terwyl dit aan die gang was, bel Johan Kotze sy tienerdogter van 'n vorige verhouding en praat met haar oor 'n plan wat hulle maak vir hom te kom kuier. Toe die 3 mans Ina klaar verkrag het, beveel Johan hulle om buite die kamer vir hom te wag. In een walglike daad van marteling, gooi Johan staaldruppels oor Ina se verminkte borste en haar erg beskadigde geslagsdele. Staaldruppels is 'n mengsel wat gebruik word om bloeding by lewende hawe te stop. En net 2 of 3 druppels veroorsaak 'n erge brand. Johan het amper die hele bottel oor Ina se erg mishandelde liggaam uitgegooi. Johan haal Ina se selfoon uit haar handsak en sê vir haar hy gaan nou haar 19-jarige seun bel en vir hom sê hy moet na die huis toe kom. Sy plan was om Conrad te dwing om met sy ma seks te hê, en as hy sou weier, hom dan doodmaak. Conrad sou nooit die foon optel as Johan bel nie, maar aangesien Johan van Ina se foon afgebel het, antwoord Conrad. Johan sê vir Conrad dat sy ma by die huis is en dat hy soontoe moet kom, want hulle wil met hom praat. Hy was by die gimnasium, maar hy moes 'n idee gehad het dat iets nie pleis was nie, omdat sy ma nie uit haar eie wil na Johan se huis sou gaan nie. Daai dag vat Conrad 'n vriend saam met hom na Johan se huis toe, heel moontlik omdat hy gevoel het daar is 'n bedreiging. Ina Bonet lê op die bed, met haar mond toegeplak en haar lyf verniel, terwyl haar seun na Johan Kotze se huis ry, heeltemal onbewus van die lokval wat wag. Ina en Johan hoor gelyktydig hoe Conrad se motorfiets by Johan se huis aangery kom. Johan gee vir Ina een laaste kyk en stap uit die slaapkamer uit. Conrad se vriend het later getuig dat Johan heel normaal voorgekom het toe hy in die oprit na hulle toe aangestap gekom het. Hy sê hy het hulle hulp nodig om 'n paar goed te skuif en vra Conrad se vriend om 'n krat in die motorhuis te gaan haal. Soos wat hy wegstap, hoor hy hoe Johan vir Conrad sê dat sy ma in die huis is
en dat sy hom wil sien. Enkele oomblikke later hoor Ina hoe Conrad sê, "Nee, oom, asseblief, moenie." Hy sê dit 3 keer voor 3 geweerskote afgaan. En toe is dit stil. Johan het nie teruggekom in die kamer nie. Dis nie seker wanneer Johan Kotze se medepligtiges op die vlug geslaan het nie, maar teen die tyd dat Conrad se vriend by die huis ingekom het, was die 3 mans weg. Die vriend het nie die geweerskote gehoor nie. Hy het die 2 verdiepinghuis ingestap, maar op die grondvloer gewag. Hy het geweet daar is familiestruwelings aan die gang en hy wou nie hê dit moet lyk asof hy inmeng nie, so toe besluit hy om maar daar te bly totdat iemand hom roep. Die vriend het geen idee gehad dat Johan Kotze reeds in sy bakkie gespring en weggejaag het nie. Terwyl Kotze vlug, bel hy sy vriend Dirk van der Merwe. Hy antwoord nie en Johan bel Dirk se vrou Vivian. Vir haar vertel Johan dat daar 'n probleem is by die huis en iemand moet gaan kyk wat aangaan. Vivian van der Merwe het geen idee gehad van die toneel waarop sy sou afkom toe sy by daai huis instap nie. Op die grondvloer kry sy Conrad se vriend wat steeds staan en wag. Conrad se liggaam het in die gang gelê op pad na die hoofslaapkamer. Hy was reeds dood. Ina Bonet se hande is losgesny en sy hardloop na haar seun. Sy slaan haar arms om haar seun se liggaam en sy het hom so gesit en wieg totdat sy later deur die polisie se adjutant-offisier Kreer weggelei is. Ina kon nie die idee verwerk dat sy hospitaal toe moes gaan nie en sy is deur 'n dokter ondersoek. Dit was egter die dokter se eerste ooit geval van seksuele aanranding en al het hy die meerderheid van Ina se beserings aangeteken, was daar ook beserings wat hy nie uitgeken het nie. Hy het bevestig dat Ina seksueel aangerand is en dat daar gedwonge penetrasie was. Die nagmerrie sou egter vir nog 'n week uitstrek vir Ina en haar familie wat geen idee gehad het of hulle veilig is of nie, want Johan Kotze was weg. In haar beëdigde verklaring het Ina aangedui dat daar 3 medepligtiges was. Die polisie gaan Kotze se selfoonrekords na en kom agter dat hy daai dag nie net met Ina, die van der Merwes en sy dogter in kontak was nie, hy het ook vir Andries Sithole gebel. Hy het hom nie net vroeg daai oggend gebel nie, Kotze het Sithole 'n totaal van 41 keer gebel in die 2 weke van tevore. Andries Sithole is kort daarna in hegtenis geneem en het baie gou die name van die ander 2 verdagtes verklap. Hy het later daarop aanspraak gemaak dat hy deur die polisie gemartel is. Ten tye van die inhegtenisnemings het die storie versprei dat die 3 mans deur Johan Kotze gedwing is om Ina te verkrag. Maar in die hof is getuienis voorgelê om te bewys dat die teenoorgestelde eintlik waar was. Interessant genoeg was Mpaka en Moglaki by die polisiestasie voor hulle vasgetrek is, nie om hulself aan die polisie te oorhandig of om 'n klag in te dien dat hulle gedwing is om 'n vrou te verkrag nie. Nee, hulle 2 wou 'n klag lê teen Johan Kotze omdat hy hulle nie betaal het vir die werk wat hulle daai dag vir hom gedoen het nie. Hulle is deur die polisie ingelig dat dit 'n saak was vir die hof vir klein eise en hulle het toe hulle klag by die hof gaan indien. Intussen is 'n reuse soektog vir Kotze geloods. 'n SMS-veldtog het vlam gevat, waardeur 'n foto van hom na elke selfoon in 'n spesifieke radius gestuur is. Toe daar geen teken van hom is nie, het die polisie op 'n stadium geglo dat hy moontlik Namibië toe gevlug het. 8 dae na die wrede aanval op Ina Bonet, is Johan Kotze by 'n volstasie in Modimolle opgemerk. Die vrou wat hom herken het, bel die polisie, maar hulle is te laat en hulle mis die man net. Dit was egter genoeg vir Kotze om te besef dat hy uitgeken is en in sy haas om weg te jaag, ry hy teen 'n boom vas. Kotze spring uit en begin hardloop, maar hy weet die kanse is groot dat hy nou vasgetrek sou word. 'n Paar uur later stap Kotze by die tandartspraktyk in van sy vriend Dirk van der Merwe. Dirk was verskrik toe hy Kotze in sy ontvangsaal sien, maar hy besef hy moet die man daar hou. Kotze sê hy wil net met sy vriend praat en advies kry. Dirk stem in en sê hy gaan net eers vir hulle koffie maak, maar toe glip hy uit die kamer uit en bel die polisie. So wat 10 minute later is Johan Kotze in hegtenis geneem. Dit het aan die lig gekom dat Johan Kotze vir hom 'n skuiling gebou het in 'n beboste gebied. In die skuiling en in sy voertuig het die polisie afgekom op komberse, 'n gasstoof, kos en 'n stapel briewe. In die 8 dae wat hy op die vlug was, het Kotze briewe geskryf, meeste van hulle gerig aan Ina. In meeste van die briewe blameer Kotze vir Ina vir sy aksies.
Hy gaan voort deur haar daarvan te beskuldig dat sy hom verneek het en dat dit hom mal gemaak het. Die deurlopende tema was dat Ina die probleem was en hy het bloot daarop gereageer. Kotse het later onthul dat hy self dood probeer het deur 'n kombers oor die gasstoof te sit en die gasse in te asem. Hy het 'n paar wonde gehad en het verwaarloos gelyk na 'n week in die bosskuiling. Die polisie het benodig dat hy deur 'n dokter ondersoek word, maar geen van die plaaslike dokters wou hom ondersoek nie. En aangesien hy geen lewensbedreigende beserings gehad het nie, was dit hulle keuse. Uiteindelik kry die polisie 'n dokter wat ingestem het en hy het Kotse se skrape en wonde behandel. Johan Kotse en sy 3 medepligtiges is almal aangekla van die moord op Conrad, as ook die poging tot moord op Ina en haar ontvoering en verkrachting. Op die dag wat Kotse sy eerste verskyning in die hof gemaak het, het Conrad Bonnet sy hartseer familie hom begrawe. Hy is beskryf as 'n diepgelowige jong man en iemand wat altyd net die regte ding wou doen. Sy vriende het gegrap dat dit nie saak gemaak het hoe hard hulle altyd probeer het nie. Hy wou nooit deel wees van hulle stoutigheid nie. Dit het ook by sy begrafnis aan die lig gekom dat Conrad bang was vir Johan Kotse. Hy het eens in 'n halwe grap vir 'n vriend genoem dat sou hy ooit vermis raak, hulle moes weet dat Kotse die skuldige is. Johan Kotse het verkies om nie verborg aansoek te doen nie en het in polisie aanhouding gebly. Intussen het gerugtes die rondes begin doen en as Ina gedink het dat sy die ergste van haar man gesien het, was sy op die punt om verkeerd bewys te word. Kotse se verlede was besig om hom vinnig in te haal. Ina en Conrad Bonnet was nie sy eerste slagoffers nie. Nadat Kotse as 'n jong man uit Namibië verhuis het, het hy in Prieska in die Noord-Kaap gebly. Daar het hy baie gou in die klein gemeenskap 'n naam vir homself gemaak as 'n man wat net probleme gebring het. Die saketransaksies waarby hy betrokke was, het in 'n dispuut geëindig. Op 'n manier het Johan in 1994 vir homself die posisie in Prieska losgeslaan as die baljie van die hof, nadat die oorspronklike baljie afgetree het. Die baljie was daarvoor verantwoordelik om al die beslagleggings van eiendom deur te voer en mense op te spoor wat nie hulle skuld betaal nie. Die inwoners van Prieska onthou die eienaardighede toe Kotse hulle baljie was. Hy was onnodig aggressief in die uitdien van sy pligte. Dit het voorgekom asof hy daarvan gehou het om mense in die openbaar te verneder en sou vinnig tot geweld oorgaan. Daar was 'n een keer toe hy 'n jong man moes opspoor wat glo agterstallige skuld gehad het. Kotse het by die man se perseel ingestap met 'n oorgehaalde vuurwapen. Die jong man het gehardloop en Kotse het hom gejaag. Skielik hoor die jong man skote. Hy draai om en sien sy ma lê dood met 'n skietwond op hulle voorstoep. Die vrou het Kotse deur haar erf sien hardloop met 'n geweer en sy het gegil. Volgens ooggetuies het Kotse in die hardloop omgedraai en die een skoot direk in die rigting van die vrou afgevuur. Hy het gesê dit was 'n ongeluk. Hy is vermoord aangekla, maar sy verhoor het net 1 dag geduur. Kotse is onskuldig bevind omdat daar nie genoegsame bewyse was teen hom nie. Volgens vriende en familie het Kotse die storie baie keer oor die jare vertel, nooit met enige berou nie. Vir hom was dit net nog 'n interessante storie. Verlangs die braaivuur. Hy het volgehou, dit was 'n ongeluk. Maar die verhaal oor Bet Botha se dood sou gevoeg word by ander stories oor hoe Kotse mense sou martel tydens sy termyn as baljie. Hy het een man se oor afgesny en die hare op 'n ander se geslagsdele met 'n knyptang uitgetrek. En Kotse het nie gegrap toe hy gesê het dat die vroue wie hy los of selfmoord pleeg of in 'n instansie vir geestesversteurings opeindig nie. Die enigste vrou wat nie wou uitbrei oor die mishandeling wat sy deur Johan Kotse moes verduur nie, was sy eerste vrou, die ma van sy tienerdogter. Haar naam en haar dogter se naam word spesifiek nie hier genoem nie, omdat hulle nie verdien om enigstens verder met Johan Kotse vereensalwig te word nie. Daar het wel 'n storie van 'n ander vrou aan die lig gekom. Sarita Venter het Kotse in 2018 ontmoet op 'n toepassing vir alleenlopendes. Sarita was 'n baie suksesvolle vrou met 4 kinders. Sy was slim met 'n sterk persoonlikheid. Maar Johan het Sarita ontmoet terwyl sy baie siek was. Sy is gediagnoseer met 'n gewas op haar brein 'n paar maande voor hulle begin uitgaan het en sy moes veg om te kon oorleef. Sarita moes deurentyd suurstof kry.
Dit het nie lank gevat nie, voor Sarita en Johan 'n paartjie geword het, en Johan het ook nie lank gewag, voor hy begin het om sy beheer oor haar uit te oefen nie. Haar kinders sou later sê dat Johan Sarita se gees gesplinter het, deur haar die heeltyd af te takel. Hy het haar voorkoms permanent gekritiseer, en sy neerhalende aanmerkings gefokus op haar borste en haar hare. Hy het geweier om 'n fisiese verhouding met haar te hê, want hy het gesê hy ly aan 'n seksuele wanorde. Dis later bewys om 'n leuen te wees, omdat hy wel 'n fisiese verhouding met ander vroue gehad het, terwyl hy in 'n verhouding was met Sarita. Hy het haar beloof, hy sou haar help om haar geld te belê, maar kon nooit verduidelik wat hy met die geld gedoen het nie, en teen die tyd wat hulle verhouding aan flarde was, het Kotse vir Sarita R1 miljoen geskuld. Sarita moes die heeltyd suurstof kry deur 'n pypie in haar neus. Sarita se mediese fonds het hiervoor betaal, omdat sy kon bewys dat sy dit benodig om aan die lewe te bly. Johan het haar hiervoor Snuifie genoem. Terwyl hulle uitgegaan het, het Johan saam met Sarita gaan vakansie hou in Mosambiek. En daar het hy haar ooreed om die suurstofpypie vir 'n rukkie uit te haal, en het 'n foto geneem terwyl hulle op 'n 4-wiel aangedrewe motorfiets gesit het. Toe hulle terugkeer na die vakansie, lig Johan vir Sarita in dat hy geld wil hê. En as sy nie vir hom gaan gee wat hy nodig het nie, gaan hy daai foto van haar sonder haar suurstofpypie vir haar mediese fonds stuur. Sarita het geweier, en Johan het, sonder om te aarzel, aksie tot sy dreigement gevoeg. Die mediese fonds het hulle betalings aan Sarita gestaak, en sy was gedwing om die geld wat haar mediese fonds reeds op haar bestee het, terug te moes betaal. Maar dit was nie al nie. Ook, terwyl hulle in Mosambiek was, het Johan 'n vriend van een van Sarita se seuns gevra vir die telefoonnommers van ryk weduwees of geskeide vroue. Hy het beweer dat hy hulle wou help om finansiëel sterk te staan. Een van die name en telefoonnommers wat vir hom gegee is, was Ina Bonet. En dit was hoe Johan Kotse by Ina uitgekom het. Hy het by haar begin kuier, terwyl Sarita nog onder die indruk was dat hulle 'n paartjie was. Toe sy uitvind dat Johan reeds by 'n ander vrou vlerk sleep, het Sarita Ina gebel en haar gewaarsku. Maar jammerlik het Johan Ina daarvan oortuig dat Sarita bloot 'n bitter ex-meisie was. So wat 'n maand nadat Johan en Ina begin uitgaan het Sarita Venter haar eie lewe geneem. Sy is emosioneel afgebreek, finansiëel geruïneer en het geen meer hoop vir haar toekoms kon sien nie. Een van haar seuns glo tot vandag toe nog dat sy ma nooit selfdood sou oorweeg nie en dat sy deur Johan Kotse vermoor is. Daar was ook 'n tweede vrou by wie Johan gekuier het terwyl hy met Sarita uitgegaan het. Haar van is nooit bekend gemaak in die boek Love is War nie, maar sy word Marita genoem. Sy het aanvanklik gedink dat sy in 'n ernstige verhouding was met Johan. Sy het vinnig die slagoffer van sy beheer, manipulering en aftakelings geword. Hy het vir haar gesê om haar hare te sny. Hy het ook 'n obsessie met haar borste gehad en aanhoudend oor die vorm en grootte van haar borste gepraat. Hy wou haar geld vir haar belê en het voorgestel dat sy hom toelaat om haar huis vir haar te verkoop en dat die twee dan die wins tussen hulle verdeel. Johan was briesend toe Marita die huis op haar eie verkoop en geweier het om die wins met hom te deel. Marita het die verhouding beëindig, maar hy was nog nie klaar met haar nie. Na baie druk, agtervolgings en selfs terreurtaktieke deur Johan het Marita vir hom R50.000 gegee. Toe sy uiteindelik vry is van Johan, het Marita in kontak gekom met Sarita en die vroue het planne beraam oor hoe om hulle geld van hom af terug te kry. Marita het ook vir Ina gebel. Maar weer eens was Johan daar om in Ina se oor te fluister dat Marita ook net 'n jaloerse ex-meisie was wat mal geword het nadat hy hulle verhouding beëindig het. Daar was 5 ander vroue van Bloemfontein wat 'n gesamentlike saak teen Johan begin bou het. Hy het hulle 'n totaal van R1.3 miljoen geskuld. Die Safli webtuiste met hofsaake het ook 'n ander interessante storie na vore gebring. Kotse het altyd beweer dat hy 'n plaas in Bloemfontein verloor het as gevolg van 'n vrou met wie hy toe in 'n verhouding was. Dit gaan jou heel moontlik nie verras nie deur te hoor daai storie van Kotse is nie die volle waarheid nie. Hy het die plaas in Bloemfontein gehuur, tesame met die lewende hawe wat op die grond gewy het. Hy het dit nie besit nie.
In 2011, toe hy na alle waarskynlikheid vir Ina vertel het dat hy Bloemfontein toe gery het vir 'n ander transaksie, was hy inderwaarheid daar vir 'n hofsaak. Hy's gedagvaar deur die eienaars van daai plaas, omdat die lewende hawe soos mis voor die son verdwyn het, en die eienaars het geld van Kotse geëis. Hulle het die saak in Junie 2011 gewen, en hy is beveel om 500.000 rand aan die plaaseienaars te betaal en om ook hulle regskoste te dek. Jy mag dalk onthou dat daar ook iets anders gebeur het in Junie en Julie 2011. Ina het by 'n leë huis ingestap, en Johan het beweer dat hy al die meubels en die kombuistoestelle verkoop het. Nou dat ons weet dat Johan onder druk was om 'n hofbevel te gehoorsaam, is die vraag of hy waarlik als in hulle huis verkoop het en of die baljie nie daarop beslag gelê het nie. Teen daai tyd het Kotse die hofstelsel goed geken. Daar's ook 'n uitspraak wat in 2004 gelewer is, wat hom beveel het om 'n bakkie terug te besorg aan die eienaar nadat hy nie daarvoor betaal het nie. Toe Johan Kotse se gesig in die koerante verskyn na die wrede aanval op Ina, het 'n sekswerker ook na vore gekom om te sê dat hy haar kliënt was vir die grootste gedeelte van sy huwelik met Ina. Die sekswerker het bewyse gehad en gesê dat Johan die heeltyd by haar sou kla dat sy vrou vir hom lieg. Die sekswerker het aan hom uitgewys dat hy moes dieselfde doen wanneer hy by haar is, so hy kon nie kla oor eerlikheid nie. 'n Woedende Johan se antwoord aan die sekswerker was dat dit nie dieselfde ding is nie. Johan Kotse se duistere verlede was nie meer 'n geheim nie. Hy het sy hele lewe spandeer deur vroue te vernietig tot sy finansiële voordeel. En in 2012 het hy ook daarin kon slaag om Ina Bonet se lewe amper te beëindig. Mens kan net wonder hoekom Kotse besluit het om Ina se lewe te spaar. Moontlik omdat hy wou hê dat sy die res van haar lewe moes ly, met die wete dat sy deur 'n bende verkragt is en niks kon doen om die moord van haar seun te keer nie. As hy gedink het dat Ina, soos die ander ex-meisies, of hulle lewens sou neem of in 'n instansie opeindig, het Johan Kotse vir Ina Bonet onderskat. Ina is die opsie gegee dat haar identiteit nie tydens die verhoor bekend gemaak word nie, soos wat die geval is met talle slagoffers van seksuele geweld. Sy het geweier. Sy het geregtigheid gesoek vir haar seun, en as dit beteken het dat sy in die hof en voor die hele land sou moes opstaan, was sy bereid om haar storie te vertel oor die mees intieme en gruweldade wat 'n vrou kon deurgaan. Johan Kotse het die verhoor afgeskop op dieselfde wyse waarop hy geleef het, deur beheer te probeer, wat oor alles. Hy het geweier om 'n pleit in te dien op die klagtes teen hom, totdat die regter uiteindelik 'n pleit van onskuld namens Kotse aangeteken het, net sodat hulle met die saak kon voortgaan. Toe eis Johan om vir sielkundige waarneming gestuur te word, want hy het besluit dat sy verdediging sou wees dat hy tydens die aanval op Ina en die moord op haar seun geestelik versteurd was. Die sielkundige verslag het egter bevind dat hy wel geskik was om verhoor te word. Die verhoor het afgeskop met 4 dae van ontstellende getuienis deur Ina. Die besonderhede wat sy met die hof gedeel het, was so beskrywend en ontstellend dat die regter bevind het dat die media dit nie op sosiale media mag publiseer nie. Die regter het Ina in sy uitspraak geloof as een van die beste getuies wat hy ooit tydens 'n verhoor teëgekom het. Sy het nooit na Johan gekyk nie en direk met die regter gepraat. Sy het duidelik gepraat en die gebeure in 'n kronologiese orde kon uitsit, maklik om te verstaan. Ten spyte van alles wat sy self moes deurmaak, het Ina eers begin huil toe sy getuig het hoe sy moes hoor toe haar seun vir sy lewe pleit. Ina het so erg gehuil dat die verhoor moes verdaag. Toe se tyd vir die kruisondervraging en dit het duidelik geword wat Johan Kotse se verdedigingsspan se plan was. Hulle het Ina as 'n leienaar afgemaak en gesê dat sy addisionele inligting by haar getuienis gevoeg het wat nooit in haar oorspronklike beëdigde verklaring genoem is nie. Haar beserings is ook bevraagteken omdat die dokter wat haar ondersoek het, dit nie alles spesifiek aangeteken het nie. Kotse het begin met 'n verdedigingsadvokaat met die naam Bandjies. Hy het vra aan Ina gerig wat daarop gesinspeel het dat sy Kotse talle kere verneek het en dat dit hom tot waansin gedryf het. Kotse het sy regspan ook beveel om dit aan Ina te stel dat sy nie verkragt is nie, want daar is geen DNS in haar liggaam gekry nie.
Die regter sal later bevind dat daar baie redes kan wees hoekom DNS nie gevind is nie, insluitende die feit dat Kotse die staaldruppels oor Ina se lyf en borste uitgegooi en in haar vagina ingegooi het. Niettenstaande het die verdediging ten tye van die ondervraging 'n ander rigting ingeslaan, deur Ina te laat voorkom as 'n los vrou, wat Johan baie kere verneek en vir hom gelieg het dat sy aksies bloot net die resultaat was van haar mishandeling van hom. Johan Kotse het begin om ondersteuning te kry. Ina Bonet het dreigende oproepe en boodskappe gekry. 'n Prokureur wat niks met die saak te doen gehad het nie, is in die pad gesteek, omdat hy op sosiale media gesê het, wat met Ina gebeur het behoort as les te dien vir alle vroue, dat hulle nie moet dink dat hulle mans kan hanteer net soos wat hulle wil en dan daarmee kan wegkom nie. Hy het selfs verder gegaan deur te sê hy voel dit was Johan se reg om Ina se borste te beskadig, aangesien hy daarvoor betaal het. Dis nadat Kotse daarin geslaag het om baie mense daarvan te oorreed dat hy vir Ina se borsvergrotingsoperasie betaal het. Daar's ook op Facebook groepe gestig teen Ina en ter ondersteuning van Johan Kotse. So wat halfpad deur die verhoor het Kotse se verdedigingsspan met die media gepraat en gesê hy het baie gewild geraak onder die vroue en kry hopebriewe terwyl hy agter tralies is. Ina het haar kop omhoog gehou en met die verhoor voortgegaan. Sy kon net hoop dat Kotse skuldig bevind sou word, sodat al die stories oor haar tot 'n einde kon kom. Die sensasie rondom Johan Kotse het so spoed opgetel, dat sy 3 medepligtiges amper vergete geraak het. Hulle het so min aandag gekry, dat dit eers aan die einde van die 2 jaar lange verhoor aan die lig gekom het, dat die hof Pieter Moglake by die verkeerde naam geroep het. Vir 2 jaar is daar na hom verwys as Pieter Moglane. Hulle het al 3 voet by stuk gehou, dat hulle gedwing is om Ina Bonet te verkrag, terwyl hulle geweer op hulle gerig is. Hulle storie was dat hulle na die huis vervoer is, onder die voorwendsel dat hulle sou help met die opknappingswerk, maar toe is hulle in 'n kas in die slaapkamer toegesluit, terwyl Ina daarheen gelok is. Als wat hulle daarna gedoen het, die 3 getuig, was onder dwang, meegebring deur Johan Kotse. Inteendeel, hulle het voortgegaan, nie een van hulle het Ina eintlik verkrag nie. Hulle het gemeen hulle het slegs voorgegee dat hulle haar verkrag het, maar daar was geen penetrasie nie. Maar hulle idee dat hulle eintlik ook net slagoffers was by die hofdeur uit toe hulle getuig het. Moglake en Paka sê dit was vir hulle baie duidelik dat Kotse en Sithole mekaar geken en saamgewerk het. Hulle het getuig, toe Kotse hulle uit die slaapkamer uitstuur, het hulle Sithole gevra wat aangaan, en Sithole het hulle ingelig, hulle wag vir Ina se seun, want Johan wou hom ook seermaak. Met die aanvang van die verhoor het Andri Sithole derentyd probeer om sy gesig te versteek, en die rede hiervoor sou vinnig bekend geword het. Daar's beweer dat toe Sithole in hegtenis geneem is, hy vir die eerste keer uitgevind het dat hy ook HIV positief was. Dit het beteken dat sy vrou en kinders ook getoets sou moes word. Sy vrou was ook HIV positief, maar die HIV-status van sy kinders is nooit bekend gemaak nie. Sithole sou glo sy identiteit beskerm, omdat hy nie wou hê dat HIV en vigs met sy naam verbind word nie. Die staat het egter nie geglo dat Sithole nooit geweet het dat hy HIV positief was nie. As gevolg van die status is hy ook aangekla van poging tot moord op Ina, omdat die staat aangevoer het dat beide Kotse en Sithole geweet het van sy status en beplan het dat hy die siekte aan Ina oordra. Die 41 oproepe tussen Kotse en Sithole is deur die staat gebruik as bewys hiervan, dat die aanval goed beplan was en dat Sithole bewus was van wat van hom verwag sou word. Sithole het dit ontken en gesê hy en Kotse die opknappingswerk by sy huis bespreek. Maar toe hy daaroor uitgevra is, kon hy nie sê presies wat die opknappingswerk al sou behels nie. Sithole kon homself goed uitdruk en die staatsaanklaer sou later sê dat hulle geglo het Sithole was baie slimmer as Kotse. Hy het deur sy getuienis gebabbel. Kotse het vasgehou aan sy verdediging dat hy 'n tydelike verstoring gehad het en dat hy selfs met tye tydens sy getuienis waansinnig voorgekom het. Die middelpunt daarvan was dat hy niks met die verkrachtings te doen gehad het nie. Hy het beweer dat die 3 mans sonder sy wete by sy huis ingeslyp en Ina aangeval het en dat hy eintlik die een was wat haar gered het. Toe hy daai woorde uiter, het sy 3 medebeskuldigdes se oë gerek en Paka het selfs sy hand voor sy mond gesit en skok.
Johan gaan voort deur te getuig dat hy die 3 oortuig het om die huis te verlaat, langs Ina op die bed gaan lê het en vir die volgende paar uur met tye sy bewussyn verloor het. Hy erken dat hy sy bewussyn herwin en wel besef het dat hy Ina wel moes seer gemaak het, omdat hy gesien het hoe haar borste vermink was. Hy sê hy het dit gedoen omdat hy so kwaad was dat sy hom verneek het. Volgens Kotze het hy in die maande voor die aanval geestelik agteruit gegaan, wat aangedryf is deur Ina se beweerde oneerlikheid. Hy het die hele storie op sy kop gedraai en gesê dat Ina desperaat was, dat hulle weer hulle verhouding moes herbou, maar dat hy dinge stadig vervat, omdat hy haar nie meer vertrou het nie. Hy ontken dat Ina 'n egskeiding wou hê en sê toe hy haar na die huis genooi het, was dit sodat hulle versoening kon bespreek. Maar Ina het glo kwaad geword en 'n vibrator na hom gegooi. Kotze het geen verduideliking kon gee oor hoekom hy dan nie Ina se hande losgebind het nie, as hy dan die een was wat haar sou red. Of hoekom hy nie sy wapen gebruik het om die mans te stop, totdat die polisie daar opdaag nie. Hy sê Ina het vir hom gesê dat sy kon raad moes bel, en dat dit sy was wat op 'n manier, met haar hande agter haar rug vasgebind, haar seun gebel het. Maar Kotze sê hy moes die praatwerk doen, want Ina het steeds die kleefband om haar kop en haar mond gehad. Hoekom hy dit nie afgehaal het nie, was nog iets wat hy net nie kon verduidelik nie. Hy het voortgegaan deur te getuig, hy het geen idee gehad hoe dit gebeur het, dat Conrad 3 keer geskiet is nie. Kotze erken, hy het die geweer in sy hand gehad, en dat hy een skoot hoor afgaan en gesien het hoe Conrad op sy knieë val, maar dis al wat hy kon onthou. Kotze het aan die hof vertel dat hy eers besef het Conrad is dood, toe hy dit op die radio hoor. Hy het die grootste gedeelte van sy afgerammelde getuienis spandeer deur te kla oor die slegte vrou wat Ina was en hoe sy nooit vir hom gekook het nie. En sy het gejok, want sy het vir hom gesê dat sy op haar rook het, en sy het nie. Toe die verhoor einde se kant toe staan, het Kotze 'n nuwe regspan gekry. Hy het advokaat Bandjies daarvan beskuldig dat hy hom nie goed genoeg verteenwoordig nie. Maar dit het aan die lig gekom dat Kotze nie betaal het nie, en dit was wat daartoe gelei het dat Bandjies sy dienste onttrek het. Kotze se nuwe regsverteenwoordiger Piet Greiling, sy naam is ook in die saak oor die diefstal van die lewende hawe wat teen Kotze gebring is. Met die verandering van die regspan het Kotze ook teenstrydige kwessies in sy getuienis aangespreek. Nou het Kotze gesê dat hy Sithole nooit voor 3 Januarie ontmoet het nie en dat al die foonoproepe gemaak is om die opknappingswerk by sy huis te bespreek. Hy het geen antwoorde gehad op vrae oor hoe hy so baie tyd kon spandeer op die opknappingswerk as hy dan so hard gebroken was oor Ina se beweerde ontrouheid nie. Met Greiling, nou in die beheer van Kotze se verdediging, is 'n sielkundige geroep om te getuig. Die vrou is 'n hoogs gekwalifiseerde sielkundige, maar haar naam gaan nie hier genoem word nie. Sy het getuig dat sy bevind het dat Johan Kotze ly aan 'n narcissistiese persoonlikheidsversteuring wat meegebring is deur sy stormagtige kinderjare. Sy het geglo dat hy die waarheid vertel het oor wat op 3 Januarie gebeur het en dat hy in 'n staat van dissosiasie was en nie verantwoordbaar gehou kon word vir sy aksies nie. Maar die staat het die sielkundiges getuienis uitmekaar getrek. Dit het aan die lig gekom dat sy nie enige van die ander getuienis, verklaringe of hofafskrifte van die verrigtinge wat reeds plaasgevind het, gelees het nie. Sy het bloot haar bevindinge gegee van wat Kotze haar vertel het en dit as die waarheid aangeneem. Die vrou kon ook nie sê wat die vereistes is vir iemand om tydelike versteuring as 'n verdediging te bied nie, 'n antwoord wat van haar verwag sou word as sy vir die verdediging getuig. Sy het Johan Kotze beskryf as 'n gawe man en gesê sy voel jammer vir hom, omdat hy so gesukkel het om te onthou wat gebeur het. Die sielkundige was bekend vir haar wilde, krullerige haarstyl, wat sy oor die jare altyd gehad het wanneer sy in sake getuig het. Maar toe sy in Kotze se verhoor getuig, was dit egter met afgesnyde hare. Daar is kort daarna berig dat sy Kotze gehelp het om 'n boek oor sy lewe te skryf. Die regter het baie woorde vir die sielkundige gehad, omdat sy getuig het sonder enige feite om haar bevindinge te staaf. Die feit dat die verdediging die sielkundige geroep het die deur oopgemaak vir die staat om ook hulle eie sielkundige bevindinge aan die hof voor te lê. Die staat se sielkundige het al die bewysstukke nagegaan en onderhoud met Kotze gedoen.
Hy het bevind dat daar absoluut geen bewys was dat Kotse aan enige persoonlikheidsversteurings gelei het nie en dat hy presies geweet het wat hy daai dag in sy Modimolle huis gedoen het. Die storie wat vertel is dat die 3 medepligtiges gedwing is om Ina te verkrag omdat 'n geweer op hulle gerig is, was ook hulle verdedigingstaktiek. Maar hulle kon nie verduidelik hoekom hulle dan nie weggehardloop het toe hulle soveel kansse gehad het om dit te kon doen nie. Die 3 het ook geen antwoorde kon bied vir hulle aksies daarna nie. Hulle kon by die polisiestasie gaan kla omdat Kotse hulle nie betaal het nie, maar hulle het nooit eers probeer om Ina se verkrachting, marteling, ontvoering, poging tot moord en die moord op haar seun by die polisie aan te meld nie. En laastens, as hulle net voorgegee het om Ina te verkrag, hoekom het hulle nie onmiddellik vir Ina en Conrad iewers gaan hulp soek na die tyd nie? In sy uitspraak het die regter Ina geprys vir haar innerlike krag om te getuig en die wil om die traumatiese dag so duidelik te kon uitlê. Hy het gesê hy glo haar ten volle en het bevraagteken hoe Kotse en sekere mense in die samelewing haar kon blameer. Die regter het Johan Kotse as 'n man beskryf wat ewel gebore is en sê hy het nie vir 'n enkele minuut geglo dat Kotse onder enige emosionele stres verkeer het ten tye van die misdade nie. Volgens die regter was daar genoegsame bewyse dat Kotse die aanval vir weke lank goed beplan het en dat hy Ina doelbewus wou laat leef, met nie net die fisiese merke en die littekens nie, maar ook die emosionele wonde, sodat sy Kotse vir ewig so sou kon onthou. Sover die 3 medebeskuldigdes aangegaan het, die regter het geglo dat hulle al 3 Ina Bonet verkrag het en dat hulle dit uit eie wil gedoen het. Hy het geglo dat Sithole met Kotse saamgewerk het en dat hy net soveel verantwoordelikheid dra vir alles wat op 3 Januarie 2012 gebeur het. Die ander 2 het nie voor die tyd soveel geweet van die beplanning nie, maar hulle is wel ingelig vir die rede van hulle teenwoordigheid by Kotse se huis en hulle het ingestem om Ina te verkrag. Johan Kotse en Andri Sithole is skuldig bevind op al die klagtes teen hulle, behalwe vir die van poging tot moord op Ina Bonet, omdat die staat nie in die hof kon bewys dat Sithole wel voor die tyd daarvan bewus was dat hy HIV-positief was nie. Hulle is al 2 keer lewenslange vonnisse opgelê, as ook 'n addisionele 10 jaar vir ontvoering. Pieter Moglake en Sela Mpaka is onskuldig bevind vir die moord op Conrad Bonet, omdat dit nie bewys kon word dat hulle voor die tyd geweet het van die plan om hom te vermoor nie. Hulle is ook onskuldig bevind vir die klag van poging tot moord op Ina Bonet. Hulle is wel elk 'n lewenslange vonnis opgelê en 'n addisionele 10 jaar vir die ontvoering en die verkrachting van Ina Bonet. Op die dag van sy uitspraak het Ina gespanne voorgekom in die hof, haar gesig bleek. Soos wat die regter egter deur sy vonnis gelees het en dit duidelik geword het dat haar naam in ere herstel is en haar seun die geregtigheid gekry het wat hy verdien, het dit begin voorkom asof die wêreld van Ina se skouers afgelig word. In Januarie 2014 het Ina op Jacaranda FM se destydse complimentary breakfast vertel hoe sy haar kop omhoog moes hou, toe sy oor en oor deur mense vertel is dat sy onder eed in die hof gelieg het oor presies wat Kotse aan haar gedoen het. Ja, vir daai week wat ek in daai getuiebank was, hulle het jou uitgehaal, jy was soos 'n vloerlap. Jy wat die slagoffer is, moet die heeltyd gefokus bly op dit waarvoor jy daar is. Ek het my man gestaan ter wille van my kind. En ek het daai aanslag gevat, die vernederende vrae, maar daai oomblik toe regter Bam begin om die impakverslag en goed saam te vat en sê dat my getuie geloofwaardig was. Ek weet ek het begin huil in die hof van blydskap. Ek het nie vir 'n oomblik gedink dat 'n mens kan huil van blydskap nie. Ek het altyd gedink 'n mens huil van hartseer. Die dag met die vonnis, ek het my die hele tyd stilgehou met die media. Almal het altyd gevra, hoe gaan dit met jou Ina? Al wat ek gesê het, dit gaan oukei. Want ek wou nie met hulle regtig gesels nie. My gevoel was so opgekrop vir 18 maande. En daai dag toe die media vir my vra, hoe voel ek oor die vonnis? Ek kon amper nie praat nie. Ek het gelag en gehuil deur mekaar. Dit was die wonderlikste gevoel om te weet regter Bam het geglo in elke woord wat ek getuig het.
Ek het gestaan by die 3 Januarie, nie soos wat Kotse, soos party mense gesê het, ja, hy het dit gaan haal tot in die baarmoeder van sy moeder nie. Weet, so hy sy lewensgeskiedenis en faktore vertel het. Ek was bepaald op die 3 Januarie se gebeure van daai dag, om hom en sy trawante, wat dit aan my en my kind gedoen het, dat geregtigheid kon geskied. So nou, wat is die advies? Wat sê jy vir mense? Die oomblik as jou gut feel vir jou sê, this is not the way it should be. Get out. Weet jy, as ek net miskien geluister het na my ouers, en selfs my kinders, en vriende, en dit was kort voor die huwelik, wat hulle vir my gesê het, Ina, is jy seker? Ons het 'n gevoel. Baie mense kry die indruk dat 'n ouer inmeng by 'n keuse van 'n lewensmaat vir 'n man of 'n vrou. Weet jy, dis nie inmenging nie. In hemelsnaam moet dit nie sien as inmenging nie. Sien dit as 'n opinie uit ander oogpunte uit, want jy as persoon is verlief, jy het hierdie verliefdheid klap op jou oë, alles is reg vir jou, niks is verkeerd nie. Ander mense sien ander dinge raak, en neem dit aan, neem dit op, en daarvan maak jy dan 'n keuse. Praat met die ekse. Praat met die ekse, verseker. Moenie dink as daai eks jou bel, dink is 'n jaloerse eks nie. Vind uit hoekom het daai verhouding nie gewerk nie. En dan, op die einde van die dag, bly dit nog steeds jou keuse. Gaan jy dit laat oorsien? Gaan jy dink, werklik, dat die dag by die troue, jy gaan hom of haar verander kry? Dink weer, jy kry hulle nie verander nie. Die video van hierdie onderhoud is by jackaroundafm.com. Gaan na Jackpot. Sy het na die tyd aan die media gesê dat sy reguit na haar seun se graf toe sou gaan om hom ook te vertel dat sy moordenaars agter tralies is. Die Bonet gesin het wel daai dag die afsluiting gekry wat hulle gesoek het, maar dit sou maar net die begin wees van hulle reis van rou. Hulle lewens is heeltemal vernietig en het begin om hulself en hulle verhoudings weer van voor af te moes opbou. Ten spyte van die hofuitspraak het Ina gevind dat sekere mense in die omgewing steeds geglo het dat sy op een of ander manier die blame moes dra vir wat met haar gebeur het. Selfs vir diegene wat haar geglo het, was dit moeilik om in haar geselskap te wees en haar besigheid het finansiëel begin swaar trek. Soos wat sy dit gestel het, niemand wou lewensversekering koop van iemand wat deur 'n bende verkragt is nie. Maar Ina het geweier om uit Modimolle weg te trek. En bietjie vir bietjie het sy haar lewe herbou. Twee van Johan Kotse se beste vriende, Dirk en Vivian van der Merwe, het van Ina se grootste ondersteuners geword. Behalwe vir die polisie, was hulle die enigste mense wat eerstehands gesien het wat Kotse daai dag aan Ina gedoen het. Hulle het op die misdaadtoneel afgekom, nog voor die polisie. En mens kan net wonder of dit die rede was hoekom hulle Ina ondersteun het en nie hulle goeie vriend nie. Dirk van der Merwe het Conrad Bonet se bloed in sy huis gaan skoonmaak. Hy het stukke van Conrad se tande in die gang opgetel. Vivian het alles gesien. Conrad se liggaam, Ina, kaal en vermink, met haar hande agter haar rug vasgebind. En dit is wat dit gevat het vir hulle om finaal te besef dat die man wat homself vir dekades as 'n goeie vriend voorgedoen het, eintlik niks minder is as 'n monster nie. Johan Kotse se aansoek om verlof tot appel teen sy vonnis is van die hand gewys. Hy het sy lewe daaraan toegewy om lewens te vernietig. En die impak van sy dade sal vir generasies gevoel word. Bet Botha se 8 kinders is weesgelaat nadat hy haar op haar stoep doodgeskiet het. Sarita Venter het haar lewe verloor en al was Kotse nie direk betrokke nie, het hy 'n groot rol in haar dood gespeel. Kotse het daarin geslaag om haar meer af te kon takel as die gewas op haar brein. Marita en al die vrouens wie finansiëel en emosioneel deur Kotse vernietig is, sal dit moeilik vind om weer 'n man te vertrou. En dan is daar Ina Bonet. Sy het die permanente letsels, merke, wonde, littekens wat sy sien elke keer wat sy na haarself kyk. En as sy daarby kan verbykyk, is daar die wete dat sy aan Johan dink elke keer wat sy haar seun onthou. Maar as Johan gedink het hy kon Ina Bonet vernietig, was hy verkeerd. Sy staan steeds en sy staan sterk.
met die doel om haar lewe te lei ter ere van haar seun. Ina Bonet het begin om haar lewensverhaal te vertel as een van motivering. Sy vertel dit vir groepe om beide vrouens en mans laat verstaan watter gevare daar is wanneer mens eers enige vorm van emosionele mishandeling in 'n verhouding toelaat. Haar raad vir enige iemand wat in 'n verhouding ingaan, is om nooit toe te laat dat die liefde jou heeltemal verblind nie. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal van die man wat bekend geword het as die Molly Monster. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.